Hallo, ek is Petrus. As jy hierdie preek geniet, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Jesus het gesê, om die koninkryk van die hemel te ontvang, moet jy soos 'n kind wees. Jy moet soos 'n klein, jy moet childlike wees. En hoe is 'n kind? 'n Kind is afhanklik van sy ouers. So, dis hoe ons die koninkryk van die Here ontvang. Ons is afhanklik van die Here. Prys die Here. Maar my pa het baie gepraat oor Iran, maar ek dink hy het toe vergeet om te bid vir Iran. So, ons gaan net gou verklaar. Ek sê net, dankie Here Jesus, ons pleit die bloed van Jesus oor elke Iranese persoon in Iran, en ons sê, dankie Here vir u beskerming oor hulle, in Jesus se naam. Dankie Here, dat ons verklaar, dat u hulle sal red uit die hand van hierdie vyande van hulle eie regering wat hulle wil doodmaak. Dankie Here, en dankie Here dat u al die families comfort waar hulle kinders nou vermoor is. En dankie Here dat u hulle openbaringe en drome gee van u, en ook hulle uitweg gee en wys waarheen hulle kan vlug of wat hulle kan doen. Dankie Here vir wysheid en insight vir hulle, in Jesus se naam. Amen. Prys die Here. Halleluja. So ons gaan voort met ons tema van die jaar, en die tema van die jaar is, jy moet 'n vooraf bepaalde besluit maak om vreugde te hê hierdie jaar. Want daar gaan baie verrassings kom, en dan wanneer hierdie verrassings kom, moet jy 'n vooraf bepaalde besluit maak om vreugde te hê. Nou ons hoofpsalm of ons hoofvers kom uit Psalm 126 uit. En dit sê in Psalm 126, maar hoekom sê ek Psalm 126 is die hoofvers of die hoofpsalm? Want die boek van Psalms is die 19de boek in die Bybel. So dan Psalm 126 verwys dan na 2026. Nou het sê in Psalm 126, 'n oes van vreugde uit die tranesaad. Vers 1 sê, 'n bedevaartslied of 'n pilgrimslied. Toe die Here die lot van Sion verander het, wat ons soos die wat droom. Hoekom sê hulle was dit soos die wat droom? Omdat hulle verras was. Dit was so goed om waar te wees dat hulle dog hierdie was 'n droom, dat die bannelinge teruggebring kan word van Babylon na Sion toe. Nou ek gaan nie deur elke vers in diepte weer ingaan nie, ons het dit in 'n vorige preek gegaan, maar kom ek gaan net vinnig deur dit. Vers 2. Daarna is ons monde met gelag gevul, ons tonge met jubelkrete van vreugde gesing. Toe is onder die nasies die heidene gesê, die Here het iets groots gedoen aan hierdie mense. Die Here het groot dinge vir hierdie mense gedoen. So wanneer die duiwel kom met sy verrassings, of wanneer 'n goeie verrassing kom, en jy vat die verantwoordelikheid om te besluit dat jy jouself gaan verbly in die Here, wat gebeur? Dan gaan die mense, die heidene en die mense rondom jou sê, die Here het iets groots en goeds gedoen vir hierdie mense. Vers 3 sê, die Here het iets groots, groot dinge aan ons gedoen. Ons was verheug, ons is bly, ons is vol vreugde. So dis wat jy kan verklaar. Maak nie saak wat se verrassing kom nie, maak nie saak wat se probleem kom nie, jy verklaar, die Here het iets groots gedoen vir my. Halleluja. Vers 4 sê, verander weer ons lot, bring ons terug uit gevangenskap, herstel ons fortuin. Here, so stroombeddings, waterstrome in die Negev, die Suidland. So strome die woestyn vernuwe, sê 'n ander vertaling. So wat sê hierdie? Dat wanneer daar probleme en issues is, maak nie saak wat so omstandighede buitekant is nie, daar is 'n rivier, waterstrome in die Suidland. En waar is die Suidland? Dis diep in jou gees. Diep in jou gees. So die wêreld lewe volgens geluk. En hulle weet en hulle voel geluk is 'n emosie. So wanneer alles goed gaan, wanneer alles reg gebeur soos wat jy wil hê dit moet gebeur, dan's jy gelukkig. Dan voel jy gelukkig. En dan sê jy ek is gelukkig want alles het gebeur soos wat ek wil hê dit moet gebeur. Maar wat gebeur as dit nie uitwerk soos wat jy wil hê nie? Of wat gebeur slegte goed gebeur?
gaan jy dan nie gelukkig wees nie. Dis hoe die wêreld voel, want hulle dink geluk is 'n emosie. Maar nee, die Bybel sê die Christen werk volgens hierdie waterstrome in die Negev, die waterstrome in die Suidland. So wanneer wat ook al gebeur, jy kan diep binne in jou gaan en diep binne in jou gees is daar hierdie bonatuurlike, hierdie skreeusnaakse, hierdie uitbundige vreugde wat jy kan uit jou uithaal en opbring en jy kan vreugde hê. En dan wanneer jy saai in die gees, wanneer jy hierdie vreugde besluit om te saai, dan gaan jy 'n oes hê van vreugde, baie vreugde. En dis die volgende vers. Dit sê: "Die wat met trane saai, sal met jubelkrete gejubel vreugde maai, sal die oes met gejuig inbring." So wat beteken dit? Selfs al het jy trane, selfs al is jy hartseer, as jy besluit maak om te saai, dan gaan jy vreugde maai. Nou hoe saai jy om vreugde te maai? Daar's baie goed wat jy kan doen, maar deur wat jy sê. Selfs al is daar 'n verrassing en is 'n groot probleem, maar jy besluit jy gaan die woord verklaar, of jy besluit dat jy gaan sê dit gaan oukei wees, dit gaan uitwerk. In plaas van om as jou bene seer is en jy sê my bene maak my dood. Wat gebeur? Jou bene gaan jou dan doodmaak. Maar in plaas van om te sê my bene maak my dood, sê jy dankie Here vir my bene en dankie Here dat deur u wonde is my bene genees. Dan wat gebeur? Jy saai en dan gaan jy vreugde maai. Deur om te gee, saai jy. Wanneer jy gee, dan gaan jy weer 'n oes hê. En deur ook wat jy doen, saai jy saad. As jy in tale bid, saai jy in die gees en dan gaan jy vreugde maai. Halleluja. Vers 6 sê: "Die draer van die saadsak, die saadkoring wat loop en huil, ween met trane, sal beslis sekerlik terugkom met jubelkrete." Dis nie dalk terugkom nie, hy sal beslis terugkom met jubelkrete. Gejubel, juigend, sing van vreugde, sê 'n ander vertaling, terwyl hy sy gerwe dra. Prys die Here. So daar is 'n wet wat sê wat jy saai sal jy maai. Dis 'n wet van die Here. Maak nie saak wat jy doen nie. So volgens hierdie wet sê hy, as jy saad saai, sal jy beslis sekerlik vreugde maai. Halleluja. En hierdie is hoe ons die duiwel weerstaan. Hierdie is hoe ons teen die aanval van die vyand staan. Want wat wil die duiwel doen? Die duiwel wil in 2026 kom met verrassings. En dan wanneer hy kom met sy verrassing, moet jy op daai moment besluit dat jy jouself gaan verbly in die Here. Maak nie saak wat buitekant aangaan nie. Hoekom? Want in jou gees in die Suidland is daar vreugde. As jy besluit op daai moment dat jy die vreugde gaan uitbring, jy gaan die vreugde saai en dan gaan jy vreugde oes. Die duiwel wil kom met verrassings en jou vreugde steel. Jou grootste verantwoordelikheid is om altyd jou te verbly in die Here. Altyd jou te verbly in die Here. En dan sê jy, maar hoe kan ek my verbly? Ek het nie daai vreugde nie. As jy jou hart vir Jesus gegee het, dan is daai vreugde daar. En soos ons gelees het, waar? In die Suidland. Daai vreugde is daar. Maak nie saak wat aangaan nie. Maak nie saak of dit in die woestyn is nie. Want hy sê, selfs die waterstrome in die woestyn kan vernuwing bring. Jou vreugde is die sleutel tot jou oorwinning. Jou vreugde is die sleutel tot jou oorwinning, so jy moet 'n besluit maak dat jy in vreugde gaan bly. Jy moet kies om in die vreugde van die Here te bly. Sê, ek kies om in die vreugde van die Here te bly. Ek kies om in die vreugde van die Here te bly. Want wanneer die vyand jou probeer breek, wanneer hy probeer hierdie swaar las op jou sit, of wat ook al probleem, wat ook al verrassing mee kom, moet jy 'n besluit maak om in vreugde te bly. En dan wanneer jy in vreugde bly, dan sal die Here 'n bonatuurlike vrylating gee van hupolmenei, wat uithou vermoë is, wat jou bonatuurlike krag gee dat jy nie gebreek kan word nie. Halleluja.
As jy kyk na die weermagte in die ou dae, was dit baie kere nie die sterkste weermag wat gewen het nie, maar die weermag wat die langste kon uithou. As jy Pulmoney gehad, as jy uithou vermoë gehad het, hang-in-way power, kon jy, wat ook al geveg is, kon jy wen. Dis hoekom die Romeine se hoofdoel was om daai endurance te hê, daai uithou vermoë. As jy kyk nog selfs na die Navy SEALs van vandag, wat toets hulle en wat is die belangrikste ding vir die Navy SEALs? Uithou vermoë. Hulle moet kan uithou, maak nie saak hoeveel ure hulle in die water trap nie, of hoe moeilik dit is, of hoe erg die omstandighede is, hulle moet uithou vermoë hê. Maar volgens die Bybel, hoe stel jy vry? Hoe laat jy hierdie uithou vermoë uitkom? Deur vreugde. In Hebreërs 12 sê dit selfs, Jesus het die kruis deurgegaan deur te kyk na die vreugde wat voor hom is. Hy het na die vreugde gekyk en toe het hy daai uithou vermoë. Halleluja. En wat was die vreugde? Om julle te red. Prys die Here. Kom ons kyk na Jakobus 1 vers 2. Dis ons hoofvers. Dit sê, my liewe broers en mede-kamerade. So hierdie is nou in die RIV. Ek dring nou dadelik by julle op om 'n vooraf bepaalde besluit te neem. So hoor, 'n vooraf bepaalde besluit. So dit beteken jy wag nie totdat die probleme kom nie. Jy wag nie totdat die verrassing kom nie. Jy wag nie totdat jou dag so en so gebeur nie of hierdie situasie gebeur. Jy maak 'n vooraf bepaalde besluit. Nie een wat aan die toeval, emosies of omstandighede oorgelaat word nie. Dat julle in absoluut alles wat julle in die lewe teekom, vreugde sal hê. Gera sal hê. Dis en gera beteken suiwer vreugde. En soos ons gesê het, gera kom van charis. En charis is genade. So dis hoekom hierdie vreugde kom uit om genade van die Here te ontvang. So dis 'n vooraf bepaalde besluit om vreugde te hê. Maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wat se verrassing kom nie. Want dan sê dit, ek praat van tye wanneer julle julself omkant betrap. Dis 'n verrassing. In allerhande moeilikhede, probleme en situasies beland en heeltemal omring word deur allerhande moeilikhede, probleme en situasies wat gestuur is om julle te vang, julle te laat struikel of vernietiging in julle lewe te veroorsaak. Nou wat gebeur? Jy maak 'n vooraf bepaalde besluit om vreugde te hê. En wanneer jy daai vooraf bepaalde besluit gemaak het om vreugde te hê, maak nie saak wat se verrassing kom nie. Dan vers 3 sê, omdat, en hierdie is net in 'n gewone vertaling, omdat julle weet dat as julle geloof getoets word, wanneer julle daai beproewing ervaar, dit volharding, lydsaamheid, Pulmoney meebring. Halleluja. Nou vandag vir ons kyk na ons goeie herde. En wanneer ons in probleme is, wanneer hierdie verrassings kom, wanneer hierdie beproewing kom, of soos hy hier sê, hierdie toetse kom, moet jy 'n besluit maak om toe te laat dat jou goeie herde jou beskerm, dat jou goeie herde jou lei, dat jou goeie herde jou op sy skouers stel en jou help en jou dra. Nou kom ons kyk na 'n prentjie van die goeie herde. Dit sê in Jesaja 40 vers 11. Hy sal sy kudde beskerm en laat wy, soos 'n herde. Hy sal die lammes in sy arm bymekaar maak. Hy sal hulle teen sy bors dra. Hy sal die lamme oeye sag en versigtig lei. Lamme oeye soos Elsekena. Hy sal die lamme oeye sag en versigtig lei. Nou hoe word jy beskerm? Hoe word jy gelei? Hoe word jy sag en versigtig gelei? Die Bybel sê vir ons in Johannes 10 dat die Here lei ons met sy stem. Ons luister na sy stem. Ons hoor sy stem. So in 2026 is dit baie belangrik om na die stem van die Here te luister. Want wanneer jy na die stem van die Here luister, is jy beskermd.
dan word jy gelei. Hy bring jou bymekaar na waar jy moet wees, sodat jy op die regte plek op die regte tyd kan wees. Nou, hoe word jy gelei? Dis deur die frekwensie, die kanaal, of jy kan self sê, die wavelength, die golflengte van vreugde. Wanneer jy op die golflengte, die kanaal en die frekwensie van vreugde is, dan hoor jy die stem van die Here, dan word jy gelei. Nou jy kan sê, die liefde, maar wat is die eerste ding na liefde? Dis liefde, vreugde, vrede. So, hoe weet jy dat jy op die kanaal van liefde is? Jy vloei in vreugde, vrede. So baie mense sê hulle, o nee, ek in die liefde van die Here, maar hulle is nie vol vreugde en vrede nie. Dan gaan jy nie die stem van die Here mooi volg nie. So jy moet seker maak jy's in die kanaal, die frekwensie van vreugde. Dan luister jy na die stem van die Here. So ek wil jou wys hoe daar geen onbeduidenheid, besonderhede in die Bybel is, deur verborge waarhede te ontbloot, wat versteek is in die name van die 6 vrystede as seelstede nie. So daar's geen insignificant details in die Bybel nie. Elke detail, elke naam, elke prentjie in die Bybel is belangrik. Nou daar's hierdie cities of refuge, of soos die Afrikaans sê, vrystede, as seelstede in die Bybel. En hulle word genoem in Josua 20 vers 7. Nou kom ons kyk na hulle. Hulle het toe die volgorde dorpe afgesonder. Kedes en Galilea in die bergland van Naftali. Sichem en die heuwelland van Ephraim. En Kirjat Arba, dit is Hebron, in die bergland van Juda. Oorkant die Jordaan, oos van Jericho, het hulle afgestaan Beser in die woestyn. En op die plateau van die stam van Ruben se grondgebied, en Ramot en Gilead uit die stamgebied van Gad, en Golan en Basan uit die stamgebied van Manasse. Nou sê, wat beteken al die name? So elke naam in die Bybel het 'n betekenis. Nou as jy die name bymekaar sit, skep dit vir ons 'n prentjie. En dit skep vir ons 'n prentjie van die goeie herde. Want die goeie herde wil jou vrystad wees. Hy wil jou city of refuge wees. So laat ek die betekenis van die name vir julle gee in volgorde, soos wat dit voorkom. Kedes beteken heilige plek of heiligdom. Nou wat is 'n heilige plek of 'n heiligdom? 'n Heilige plek of heiligdom is 'n plek waar jy skuiling kan vind. Dis 'n vrystad waar jy skuiling kan vind, veral as jy iets verkeerd gedoen het. Sichem beteken skouer. En Sichem is ook die plek waar Jesus met die vrou by die put, die waterput gepraat het. Sichem is ook waar Jakob se put is, waar Jesus nou die vrou ontmoet het, en ook waar Josef begrawe is. En dan Kirjat Arba of Hebron beteken vriendskap of gemeenskap. En dis die plek waar Abraham en Sarah begrawe is. En dan Beser beteken vesting. En dit is aan die ooste kant van die Jordaanrivier, en dan ook het jy Ramot, en Ramot beteken hoogtes, of hoogs verhewe. En dan Golan beteken vreugde of blydskap. Nou as jy al hierdie name bymekaar sit, wat sê dit vir ons? Josua 20 vers 7 tot 8 sê vir ons, jy kan die heiligdom vind op die Here se sterk skouers, wat hy in gemeenskap bied. Hy is ons vesting, en hy verhef ons hoog bo al ons probleme met groot blydskap. Kom ek lees dit vir julle weer. Jy kan die heiligdom vind op die Here se sterk skouers, wat hy in gemeenskap bied. Hy is ons vesting, en hy verhef ons hoog bo al ons probleme met groot blydskap. Nou hierdie skep die prentjie van die goeie herde, wat ons ken in Lukas 15. Dit praat van die verlore skaap in Lukas 15 en sê, toe het hy, Jesus, vir hulle hierdie gelykenis vertel.
Wie van julle wat 100 skape het, en hy verloor een van hulle, laat nie die 99 in die woestyn agter, en gaan agter die verlore een, totdat hy hom kry nie. Nou meeste mense sal dink, ek is dalk een van die 99, maar eintlik ons is almal die een verlore skaap. Ons is almal die een verlore skaap. En as hy hom gekry het, tel hy hom met blydskap op sy skouers. Nou, 'n goeie herde, of jy kan sê, 'n goeie herde in 'n menseperspektief, gaan en kry die skaap. Maar wanneer hy die skaap kry, wat doen hy? Dan sê hy, kry hy die skaap en bring hy die skaap terug. Maar hierdie herde is nie net enige herde nie. Hy kry nie net die skaap nie. Want ek bedoel, as ek die skaap kry, so ek sê, jy stupid skaap. Hoekom hardloop jy weg die hele tyd? En jy sal hom dalk uit frustrasie dalk 'n klein skoppie gee, jy weet? Of wat ook al. Jy sal hom gryp en jy sal hom terugtrek, jy weet? Soos daai stories waar die skaap in die gat val en haal hy die skaap uit. Dan hardloop die skaap en val hy weer in die gat. Dan los jy hom eers weer 'n bietjie daarin. Nee, maar hierdie herde kry die skaap en hy tel die skaap op met blydskap. Met blydskap. Ek bedoel, is so goed as wat jou hond poef op jou mat. En dan sê jy soos, hoekom het jy dit gedoen? Dan maak jy dit skoon met blydskap. Is 'n praktiese voorbeeld. Just, jou hond doen iets verkeerd of jou kind doen iets verkeerd, maar jy sê, okay, dan maak jy dit reg met blydskap. Hierdie herde tel die skaap op met blydskap op sy skouers en gaan huis toe en roep sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap wat verlore was, weer gekry. En hy sê vir hulle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer, eerder as oor 99 regverdiges wat nie nodig het om tot bekering te kom nie. So almal het nodig om tot bekering te kom. So wat Jesus eintlik sê is, almal, as jy toelaat dat die herde jou optel, is daar baie vreugde. Daar's baie gera. Halleluja. Prys die Here. So die name van die vrystede skep 'n pragtige prentjie van ons Here Jesus wat neerbuig na waar ons is en sy sterk skouers vir ons aanbied wanneer ons vreesbevange en moeg is. En is 'n pragtige prentjie van die goeie herde wat sy verlore skaap red. Nou wanneer ons misluk, wanneer ons heeltemal uitgeput is deur die stryd van die lewe, bied die goeie herde sy skouers aan in gemeenskap. Hy is ons heiligdom. Hy is ons heilige plek waar ons van die wêreld afgesonder is. Wanneer ons reageer op sy begeerte na gemeenskap en op sy breë skouers klim, lig hy ons op. Ons moet kies om saam met ons herde bly te wees. Jy verbly jou in die Here. Want die herde is altyd bly. Hy is bly om jou op te tel. So jy moet jou verbly in die Here. Nou kom ons kyk na die woord blydskap in Lukas 15 vers 5. En dit sê, en as hy hom gekry het, tel hy hom met blydskap op sy skouers. Wat sê die woord blydskap? Gairo. Nou gairo kom van gara. Met blydskap gairo op sy skouers. Vers 6. En dan gaan hy huis toe en roep sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, gairo. Want ek het my skaap wat verlore was weer gekry. Nou hoeveel keer kom gairo voor? Hoeveel keer kom blydskap voor in daai vers? Dit kom 2 keer voor. Okay, is 1 en 2. 2 keer voor. Okay? So hierdie gairo kom 2 keer voor. So dis vergelykbaar aan Filippense 4 vers 4. Want Filippense 4 vers 4 sê, verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. En dit is presies dieselfde woord, dis
Gairo. Gairo julle altyd in die Here. Ek herhaal, gairo. So hoekom kan jy jouself verbly in die Here? Verbly in die Here altyd. Want jou goeie herde is bly en hy sit jou op sy skouers. So uit daai perspektief uit daai plek van veiligheid, op die Here se gespierde, sterk skouers, kan jy jouself verbly. Maak nie saak wat se omstandighede jy ervaar nie. Rejoice, Gairo, in the Lord always. And again I say, rejoice, Gairo. Prys die Here. Onthou julle nog die liedjie? Kom ek leer dit weer vir julle. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Rejoice, rejoice. And again I say, rejoice. Rejoice, rejoice. Philippians 4:4. Philippians 4:4. Prys die Here. Nou hoekom kan jy daai liedjie sing? Hoekom kan jy jouself rejoice in die Here? Want jy's nie 'n skaap wat in die bos is op die grond nie en in die moeilikheid en die wolwe wil jy opeet en jy het al hierdie probleme nie. Jy's 'n skaap wat op die herde se skouers is. Jy's 'n skaap wat op die herde se sterk, gespierde, kragtige skouers is. So ons Here red ons. Maar hy red ons nie net nie, hy red ons met groot vreugde. Hy red ons met groot vreugde in sy hart en 'n groot glimlag op sy gesig. Ek bedoel, hy sê selfs vir sy vriende, kom, wees bly saam met my. Ek bedoel, as hy nie regtig bly is nie, sal hy nie vir ander mense sê, wees saam met my bly nie. Ek bedoel, hy is regtig bly. Hy red ons van elke roofdier wat sy skape wil aanval. Hy red ons op sy skouers. Sê sy skouers. Hy red ons op sy skouers met groot vreugde van al ons probleme, gevare, aanvalle, owerhede en magte. Sê op sy skouers. Is jy ver bo al die mag van die duisternis en die stryk van die volvanger. Sê op sy skouers. Op sy skouers is jy ver bo elke siekte, elke kwaal en elke naam wat genoem word. Wat 'n wonderlike plek om te wees. Dink dit, op die Here se skouers is die mees wonderlike plek om te wees. Jy's op sy sterk, gespierde skouers. Halleluja. 'n Praktiese voorbeeld was hierdie week, so ek was die wasgoed op Maandag en op Vrydag. En hierdie Vrydag toe ek die wasgoed was, toe het die wasmasjien, so jy het eers die wash, dan het jy die rins en dan het jy die spin. So toe doen hy die wash, toe doen hy die spin en toe wil hy nie oorgaan, as toe doen hy wash en toe doen hy rins, maar toe wil hy nie oorgaan na die spin toe nie. Hy wil net weer rins. En ek bedoel, dit vat baie water. En ek bedoel, ons probeer so baie water spaar, want as jy net 'n klein bietjie oor die water gaan, dan is dit baie duur. So toe sit ek hom af, sit ek hom weer aan, dat hy nou moet spin. Toe wou hy nie spin, hy wil weer rins. Toe sit ek hom weer af, sit ek hom weer aan, en ek weet nie hoeveel keer ek het doen, maar kom ons sê ten minste 4 tot 5 keer. En ek bedoel, by daai tyd, nou wil jy die wasmasjien slaan met 'n hamer, jy weet, of wat ook al. Want hy wil net elke keer rins. Hy moet spin. Toe sê ek soos, toe onthou ek my preek. Toe sê ek soos, okay, verbly jou in die Here, rejoice in the Lord, always, so sing ek die liedjie, so ek net bly. Okay, maak nie saak wat nie, ek verbly my in die Here. Toe spin hy, prys die Here. So, jy kan, selfs as iets kleins, of iets groots, jy kan 'n besluit maak om jou te verbly in die Here altyd. Maak nie saak wat nie. Hoekom? Want in die natuurlike, in jou brein, jou logika, maak dit nie sin nie, maar in jou hart, waar is jy? Jy's verhef op die skouers van jou goeie herde. Jy's tussen sy skouerblaaie. Prys die Here.
So die veiligste plek waar jy vandag kan wees, is op jou goeie herde se sterk, gespierde skouers. Dink net hoe sterk en gespierd is Jesus se skouers. Jy's op daai skouers. Jesus is jou vrystad. En jou dag van benoudheid vlug na hom toe. Stem in om gered te word. Moenie van jou goeie herde wegvlug nie. Nou hoe stem jy in om gered te word? Die Here hou van geloof. En is enigste manier om die Here te behaag is deur geloof. So jy moet 'n geloofsaksie gee. Jy moet 'n geloofsaksie gee. Nou wat is 'n geloofsaksie? Jy glo dat jy op die Here se skouers is. Dan wat doen jy? As jy regtig glo dat jy op sy skouers is, dan moet jy vreugde hê. Hey? So dan sing jy die liedjie. Of jy's vriendelik, of jy glimlag, of wat ook al. Prys die Here. Deuteronomium 33 vers 12 sê oor Benjamin, seun van die regterhand, het hy gesê, die geliefde van die Here, mag die veilig by hom woon. Die Here beskut hom altyd waar hy tussen sy skouerblaaie woon. Nou wat beteken hierdie? Dit beteken dat as jy Benjamin is jy tussen die Here se skouerblaaie. En Benjamin is wie? Die seun van die regterhand. Dis die regverdiges. So jy moet weet, ek is die regverdige van die Here. Jy eet weer, onthou daai toebroodjie van geregtigheid, vreugde, vrede en geregtigheid. En jy sê ek is die geregtigheid van God in Christus en ek is beskermd tussen die skouerblaaie van die Here. Ek is beskermd tussen die skouerblaaie van die Here. Ek's op die Here se skouers. Dis die prentjie wat jy moet hê. Halleluja. Nou dink daaroor, wanneer jy die Here jou toevlug gemaak het, wanneer jy die Here jou vesting gemaak het en jy's op sy skouers, dan kan geen onheil, geen plaag, geen verwoesting jou onderkry nie, of nie naby jou kom nie. Prys die Here. Prys die Here. Julle kan saam met my bid. Bid saam met my. Geliefde Here Jesus, dankie dat U ons goeie herde is, soos Johannes 10 vers 11 sê, en dat ons skuiling kan vind op U sterk, gespierde skouers en in gemeenskap met U. Dankie dat U ons ondeurdringbare vesting en heilige geheime plek is, en dat U ons hoog bo al ons probleme verhef. Ons is baie bly dat U ons goeie herde bonatuurlik voorsien, beskerm, herstel, lei, voorspoedig maak, salf, voed, vrede, vertroue en teregwysing verskaf en ons ophef wanneer ons uitgeput, swak en hartseer is. Psalm 23. Ons kies om altyd in U te juig, Here Jesus. Ons kies om altyd in U te juig. So dit beteken dis 'n besluit. Maak nie saak wat gebeur nie, maak nie saak wie te kere gaan of wat ook al nie, jy besluit om te juig in die Here. Halleluja. Julle kan verklaar saam met my. Verklaar saam met my. Ek kan veilige skuiling vind op U, op my goeie herde se liefdevolle, sterk, gespierde skouers en in die intimiteit van sy persoonlike, gedetailleerde en diepgaande, liefdevolle gemeenskap. Hy tel selfs die hare op my kop. Lukas 12 vers 7. Dink ek's lief vir Elseke en ek's lief vir Tehila, maar ek gaan nie hulle hare op hulle kop tel nie. In 'n geval die een groei weer en die ander val weer uit. Jy gaan die hele tyd met oortel en so nooit daarby uitkom, maar die Here is so lief vir jou dat hy selfs die hare op jou kop tel. Bedoel, dis gedetailleerde liefde. Daar is niks
te klein, waaroor ek nie met hom kan praat nie. Die veiligste plek waar ek vandag kan wees, is op die skouers van my goeie herde. Hy verhef my bo al my probleme met groot blydskap. Ek kies om altyd saam met die Here te juig. Ek stem met blydskap in om deur hom beskerm en gedra te word. Op sy sterk gespierde skouers, waar ek bo alle gevaar, alle aanvalle en ver bo die magte van die duisternis is. Amen. So julle kan by die huis Psalm 23 gaan lees. Ek gaan nie nou deur dit lees nie. Maar ek wil net, daar's nog 'n hele paar verse, maar ek wil net vir julle Psalm 2 vers 12 lees en die Septuagint. Dit sê, so ek sou vir julle Psalm 2 vers 12, julle kan dit ook by die huis gaan lees, Psalm 2 vers 12, gaan lees ook Psalm 5 vers 11 en Psalm 5 vers 12. So in die Engels is dit 5 vers 11 en in die Afrikaans is dit 5 vers 12. So in die Septuagint sê Psalm 2 vers 12, gelukkig, geseënd is almal wat hulle op hom onderwerp. Nou wat sal die meeste vertaling sê wat hom aan die Here onderwerp? Nou dit klink reg in die Afrikaans, as jy jouself aan die Here onderwerp, maar as jy kyk na die Grieks, sê dit epi, en epi is op. So dit sê geseënd is almal, gelukkig is almal wat hulle op hom onderwerp. En hoekom is dit op hom? Want jy is op sy skouers. Jy's op sy skouers. Nou wanneer jy op die Here se skouers is, dan is jy gelukkig. Jy's gelukkig. So dit beteken, as jy nie gelukkig voel nie, dan is dit in elk geval 'n leuen, maar jy moet kyk en glo, diep binne in jou, in die suidland, is jy gelukkig. Hoekom? Want jy's op die Here se skouers. Halleluja. So jy kan 'n besluit maak, 'n verantwoordelikheid neem, om jou te verbly in die Here altyd. Altyd. En dan sal jy ook die stem van die Here hoor, want dan is jy op die frekwensie en op die golflengte van sy stem. Halleluja, prys die Here. Julle kan die seëning ontvang. Yevarechecha Yahweh v'yishmarecha. Ya'er Yahweh panav elecha v'chuneka. Yisa Yahweh Yisa elecha v'yasem lecha shalom. Dankie Abba Vader dat U ons seën en ons beskerm. Dankie Abba Vader, die aangesig oor ons laat skyn en vir ons genade gee. En dankie Abba dat U verhef U aangesig oor ons en U gee vir ons U vrede, shalom. Dankie dat ons 'n besluit maak om ons te verbly in die Here altyd en weer sê ons verbly ons in die Here. Amen. Halleluja. Prys die Here. Hallo, ek is Petrus de Tooy. As jy hierdie preek geniet het, like, share en subscribe tot ons YouTube kanaal. Deel dit met ander, want die waarheid sal mense vrymaak. Om Jesus as jou Here en Verlosser aan te neem, is die belangrikste besluit ooit. Romeine 10:9 en 10 sê, as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom in die dood opgewek het, sal jy verlos word. Met die hart glo ons en word regverdig verklaar. Met die mond bely ons en ons word verlos. Deur sy groot genade het Vader deur Jesus alles nodig gedoen dat jy gered kan wees. Bid saam met my. Jesus, ek bely dat U my Here en Verlosser is. Ek glo met my hele hart dat God U uit die dood opgewek het. Deur geloof in U woord ontvang ek nou U verlossing. Amen. Prys die Here. Nou dat jy wedergebore is daar 'n splinternuwe jy saam met Jesus in jou. En ek wil graag hê jy moet bid nou saam met my bid om die doping met Heilige Gees te ontvang. Jy sien Lukas 11:10 en 13 sê elkeen wat vra ontvang en wie soek vind en vir wie klop sal oopgemaak word. As julle wat sleg is goeie geskenke aan julle kinders gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Al wat jy doen is dus om te vra, te glo en te ontvang. Bid saam met my. Vader, ek bely dat ek U krag deur Heilige Gees nodig het om die nuwe lewe as U kind saam met U te lewe. Vul my Here met U Heilige Gees. Deur geloof ontvang ek nou die doping met Heilige Gees.
Dankie Heilige Gees, dat U nou vir altyd in my lewe. Amen. Aanbid nou die Here en laat toe dat vreemde lettergrepe en klanke wat jy self nie verstaan nie, uit jou binneste borrel. Spreek hulle in geloof hardop uit en word opgebou in jou geloof. Maak nie saak of jy enigiets gevoel het nie. Jesus sê Markus 11:24, alles waarvoor julle bid en vra, glo dat julle dit ontvang het en dit sal vir julle so gebeur. Amen.